Ons lees die oordenking vir die 8ste November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is kweek dankbaarheid. Ons teksvers uit Psalm 143 vers 5 sê: Ek pyns oor alles wat U gedoen het en oor die werk van U hande dink ek na. Dankbaarheid en vreugde kan doelbewus aangeleer word deur daarop te fokus. Dit is wat Dawid gedoen het met alles wat hy van God ontvang het. Hy het sy vreugde, dankbaarheid, geloof en passie vir God nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Hy het dit gevoed en ontwikkel. Hy het oor God se goedheid gepyns en dan het hy met ongeveinsde dankbaarheid geleef. Volgens 'n artikel in die Harvard Mental Health Letter is daar 'n sterk verband tussen dankbaarheid en geluk. Wanneer mense 'n dankbaarheidsingesteldheid het, geniet hulle goeie ervarings nog meer, hanteer hulle probleme beter en bou hulle sterker verhoudings. Dankbaarheid moet 'n manier van dink en doen wees. Paulus spoor ons in Kolossense 3 vers 15 en 16 aan. Wees altyd dankbaar. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Ons dankbaarheid moet wyer as onsself strek. In Romeine 12 vers 15 staan: Wees bly saam met die wat bly is. 'n Opreg dankbare persoon gun ander mense goeie dinge. Dit maak ons kinderlik bly wanneer ander iets bereik of ontvang. Dawid se dankbaarheid kon nie ingeperk word nie. 'n Mens lees dit oral raak. Wanneer 'n mens vandag mooi nadink oor sy lewe, was daar dikwels tye waarin hy nie juis rede tot dankbaarheid gehad het nie. Ons moet 'n dankbaarheid kweek wat nie van voorspoed of omstandighede afhang nie, maar van 'n standhoudende bron diep binne in ons. Die bron is God self. Here, gee my 'n dankbare hart. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.